Welkom, ons is aan die einde van 'n besoek in Japan en ons gaan so 'n bietjie reflekteer vir 'n oomblik net oor wat het ons beleef, hoe het dit kom doen, wat het ons beleef en wat is die nuwe verwikkelinge. Ons doel van die toer hierdie keer is 'n besoek aan ons sendelinge. Eerste baie belangrik om ons sendelinge weer te kom besoek, te ondersteun. Tweede doelwit was om met die Ring van Shikoku se samewerkende sendingkommissie te vergader en weer 'n nuwe ooreenkoms, samewerkingsooreenkoms te onderteken en ook bietjie te gesels oor die toekoms van Toby en Annelie de Wet, wat nou so aan die einde kom van hulle 3 jaar termyn wat hulle weer teruggekom het en hier kom bedien het. En dan 'n laaste deel was om die besoek te doen ook hier waar Stefan en Karina werk, hier in Kobe by die Kobe Theological Seminary van die RCJ, die Reformed Church in Japan, en weer met hulle te gesels, ook hier werk ons saam met die Westelike Ring, en Mickey net weer ons bande met hulle te hernie, en terugvoer te gee oor Stefan en Karina se werk. Ek het die voorreg gehad om die afgelope ruk saam hier in Japan te kon wees, en wonderlik om te kon ervaar, dit wat my so dikwels al gehoor het in die verlede oor die respekkultuur van die mense van Japan, die toegewydheid rondom hoe hulle met hulle dagtake omgaan en regtig die werksetiek. So ek het 'n nuwe waardering gekry ook vir die roeping van ons sendelinge hier, vir Stefan en Karina en hulle gesin en so ook vir Toby en vir Annelie. En dit is regtig my wens dat ons ook hierdie bande in die toekoms verder sal versterk met die kerk in Japan. 'n Mooi verhaal van meer as 50 jaar van die NG Kerk se betrokkenheid in Japan, en ek het veral ook geleer dat hier daar baie hard gewerk word en dat as 'n mens hierna toe kom om hier te kom werk in die bediening, jy regtig moet seker wees van jou roeping. Baie seker moet wees van jou roeping, dat dit van die Here af is en dat jy jou wil wy aan die werk en die bediening in Japan. Ja, en dan begin ons ook nou met 'n nuwe proses waarin ons weer sendelinge na Japan op dit wil moontlik maak vir mense wat die roeping beleef, waarna Daniel ook verwys, om in Japan die Here se naam te kom grootmaak en mense van hom te vertel, om weer vir hulle die geleentheid te gee om dit te kan doen. Ons begin met 'n proses saam met die Ring van Shikoku om dit te kan regkry. Soos 'n baie noue samewerkende verhouding waarin ons staan, en ons wil graag dit verder uitbou deur weer nuwe sendelinge na Japan te stuur. Ons proses gaan soos volg loop. Ons het 'n samewerkende ooreenkoms, noem ek 'n samewerkende kommissie, om 'n werwingskommissie aangestel tussen Suid-Afrika en Japan. So hou jy die spasie dop, daar kom dalk 'n advertensie uit. Ons gaan 'n bietjie kyk na die profiel in die toekoms en nou wat nou die volgende paar maande gaan gebeur, hoe moet so 'n sendeling paar lyk, wat is nodig, wat is noodsaaklik, en dan sal ons die werwingsproses deurgaan. Dit gaan redelik 'n tydjie vat, te voltooi, maar ons is baie opgewonde en sien regtig uit ook wat die Here op ons pad gaan bring in hierdie proses, en so hou die spasie dop.